Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600. Goeiedag, het is my besondere voorreg om u weer eens hier uit die Weeslig kantoor te kan groet. Die Here is vir ons goed, ons het heerlike reëns gehad en ek dink reg oor Suid-Afrika is die ouens juig hulle oor die reën wat ons gekry het. Die tema vir hierdie naweek is die ware karakter van Heilige Gees in jou en my. Onlangs was ons in Rustenburg en die Sondag na ons gaan uit eet het, kom ek by die parkeerarea aan. Daar was karre van GP, Gauteng, daar was karre van Noordwes, natuurlik omdat dit Noordwes is, en dan was daar 2 karre wat langs mekaar gestaan het van Mpumalanga, MP's. Terwyl ek so wag dat die familie moet kom, praat Heilige Gees met my en vra vir my, Pieter, wat sien jy? Ek sê die nommerplate. Hy sê vir my, dit verteenwoordig waar hulle vandaan kom. Ek hoor hoe Heilige Gees vir my sê, net so is dit in ons lewens. Daar is mense wat my ken en met my 'n pad loop. Hulle dra die naam kind van God. En daar is mense, en baie van hulle wat sê hulle is Christen hulle, maar hulle ken my nie. Geliefdes, baie keer sal mense sê, niemand ken jou soos ek jou ken nie. Jy is nie die mens wat jy voorgee om te wees voor die kerk en voor die mense nie. En ja, hierdie woorde dra 'n groot waarheid. Want in die koninkryk van God kan niemand verlang 'n masker dra nie. Die evangelie is 'n vuur wat alles toets. Die lig van Christus moet helder skyn daar waar dit donker in die geboue is. Uiteindelik word ons geopenbaar wanneer ons in die lig is. Here Jesus self het gesê in Matteus 7 vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. 'n Boom kan nie 'n ander vrug voortbring as in sy natuur waar hy geplant is nie. So kan 'n mens ook nie vir altyd voorgee, want die wortels van jou hart sal die vrug van jou dade openbaar. Jy kan vir 'n seisoen dit wegsteek. Jy kan vir 'n oomblik mense beïndruk, maar tyd en waarheid loop altyd saam. Uiteindelik word dit wat jy werklik dra gesien in die omgewing waar jy beweeg. Selfs die sondaar kan onderskei wanneer iemand oneg is, want die wêreld het 'n fyn gevoel vir valsheid. Hoeveel te meer die kinders van God, wat die gees van onderskeiding ontvang het. As jou bril verkeerd is, sal jy verkeerd sien. Dan gaan jy verkeerd optree. Die geleerde sê, daar waar jou fokus is, dit bepaal jou denke. En waar jou denke is, bepaal jou emosie. En jou emosie bepaal jou optrede. Kom ons staan stil vir 'n oomblik by hoe fokus ons en hoe ons denke beheer word. Die wêreld waarin ons leef, leer ons om 'n negatiewe te fokus. Dit gaan sleg met die regering. Dit gaan sleg in die dorpe. Dit gaan sleg met ons by die werk. Die ekonomie is af. Dan voel en doen ons
want negativiteit word 'n nuwe tuiste in ons gedagtes. En so pas ons onsself dan aan. Ek lees, Jesus was saam in die bootjie op die storm gewees. Die fokus was in daardie stadium vir die disippels op die storm. Party van hulle besig om die water uit die bootjie uit te skep, terwyl die een wat altyd in beheer is, rustig aan die slaap is in die boot. Trap ons nie maklik in hierdie slaguister van die vyand en sy leuns nie. Ons fokus so op die negatiewe dat ons vergeet, God is met ons. Dat ons die goeie, die positiewe, die daaglikse seëninge wat hy oor ons lewe uitstort mis. As God vir jou sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dat ons in die storm sy belofte so maklik vergeet. Hoekom? Omdat ons fokus nie op hom is nie. Proverbs 23 verse 7 sê, for as he thinketh in his heart, so is he. Soos wat jy kyk, dit bepaal jou doel. Verder in Proverbs 20 vers 27, the spirit of the man is the candle of the Lord, searching all his life, the inward parts of his belly. Jy kan en jy moet verstaan dat daar iewers binne in ons 'n verwysingsraamwerk is, 'n area wat dalk nog nie ontbloot is nie. Daar is iets wat jy nog mee moet deel. Dalk is dit 'n deur wat oopgemaak is en jou aan jou donker kant toe lei. Kyk maar na jou respons wanneer iets nie volgens jou sin gebeur nie. Hoe maklik word ons offended? As jy offended raak, bewys dit net dat jy nog nie geestelik volwasse is nie. Met watter bril kyk jy na jouself? Ons hoor ander mense se opinies oor ons, wat hulle ervaar, maar ons maak dit asof dit hulle oor ons bevooroordeeld is oor hoe ons optree. Jy moet daai valse jy, jou ongesonde kant in die gesig staar. Jy moet jouself leer ken deur te erken dat jy so optree wat ander mense nie van hou nie. As jy nie bereid is om te erken en te bely nie, sal jy telke male weer jouself bevind daar waar jy seer gekry het en hoekom jy nou so optree. Hierdie herkenning en erkenning sal jou kan help om te beweeg na die jy wat God geskep het om te wees, want God maak nie mislukkings nie. Maar die lewe gee vir ons klappe. Ja, die lewe maak dit ons in storms ingaan. Wie kom na vore wanneer die storms op die velste is? Is dit die ware jy of is dit die valse jy? Nou vra jy my, hoe werk dit? Uit Galasiërs 5 vers 19 tot 21 is dit duidelik dat elke mens ten diepste een van 9 identiteite het. Hierdie kom uit ons seer wat ons ervaar het, uit ons wat gedurig deur in ons groeifase na ons kant toe geslinger is. As dit nie verwerk is nie, dan sit ek en jy vandag met dit. Ek wil net sekere van hierdie beginsels wat hiermee in is, vir u deurgee, sodat dit tot hulp kan wees uit die Galasiërs se boek uit. Paulus verwys na 9 geaardhede sondes, soos woede,
hoogmoed of pride, bedrog, deceit, jaloesie, gierigheid, vrees, vraatsig, welis en luiheid. Deur gewoonte is ons geprogrammeer om telke male wanneer die trigger afgaan, ons outomaties sal reageer om onsself te regverdig as dit uitgewys word. Nou kom Paulus in vers 16 van Galasiërs 5 en ek gaan dit uit die Amplified vir u lees. I say walk and live habitually in and by Holy Spirit, responsive to, guided by, and controlled by Holy Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and the desires of the flesh, of the human nature without God. Daardie woede by, daardie deceit, daardie bedrog, daardie welis, daardie vraatsig wat in jou lewe inkom. Iewers het jy seer gekry. Nou sê Paulus vir ons, as ons nie deur die gees van God gelei word nie, gaan hierdie human nature without God na vorentoe kom. As jy tot die insig kom van watter van hierdie sondes jou donker kan dryf, daai cravings, daardie desires, kan dit jou help om jouself te verstaan. As jy dit verstaan en identifiseer, erken jy dat daar iets is. Ons maak dit nie maar net af asof dat niks is nie. En uiteindelik gaan jy vry word deur te herken en sukkel byvoorbeeld met woede, wat aan die donker kant is, sal dit ook jou grootste geskenk word, as jy net wil doen, wat God deur sy gees in jou lewe kom belê het. Wanneer die Bybel praat van deure wat oopgaan, is dit geleenthede wat God voor ons gee. Byvoorbeeld in Openbaring 3 vers 8, en ek lees dit weer net uit die Engels uit. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. As jy dit verstaan, kan jy begin om na jouself te kyk, sonder die erkenning van ander of die nodigheid om die identiteit te vind buite jouself. Jy kan die waarheid ken en die ware self in jou ontdek. Paulus kyk, hy identifiseer vanuit die geestelike perspektief. In Romeine 13:14, hy sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ons moet die gaping herstel. Ons moet God in ons lewe toelaat. Ons begeerte moet by hom lê. Ons moet ons autoriteit begin neem. Ons moet daardie deure wat in ons lewe oop is, moet ons bykom en sê, Here, genoeg is genoeg. Hierdie wat in my opvlam, wat na my binneste uit toe kom, wil ek nou aan u voete kom neerlê. Jesus wil altyd in beheer wees, maar so ook die Satan. Daarom kom hy na jou toe. Ons oorwinning is al reeds deur die kruis, deur Jesus vir ons behaal. Hy het die vyand, het hy oorwin. Al wat hy van ons verwag is om in hierdie oorwinning te kan staan en die vyand te weerstaan wanneer dit by ons kom. Jesus die redder en die hersteller van ons probleem. 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie rede het hy, Jesus, gekom om die werke van die Satan te verbreek. God nooi jou en my in hierdie dag om 'n keuse te maak.
Efesiërs 4:22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. Vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware heiligheid en geregtigheid. Ja, as die karakter van Heilige Gees in God in my woon, kan daar nie ander vrug na vore kom. Hoe meer ek hom in beheer stel, hoe meer ek habitually lewe na hom en toelaat dat hy my lewe beheer deur Heilige Gees, sal liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing na vore kom. Sien mooi? Vrug van Heilige Gees is selfbeheersing. Wanneer ek nie meer beheer het oor my gemoed nie, moet ek na hom toe wend en sê, Heilige Gees, U wat selfbeheersing is, help my om hierdie woede by wat binne my is, hierdie seer wat binne my is, klaar te mete te maak. Want die Here wil hê, ons moet so sy seun wees. Ja, daar moet 'n uitruilproses kom, dat Heilige Gees die ware karakter in jou kan bou. Hoe meer tyd ek in God se woord spandeer, hoe meer tyd ek met God spandeer, gaan God, Heilige Gees, my lei. Ja, die vrug, kom ek vat net weer woede, wat ongebondenheid is, kan ek verruil by die kruis vir die vrug van lankmoedigheid, of anders gestel, geduldigheid. My gebed in hierdie dag is, Here, kom en help my. Ek het U so nodig. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees. Kom in al U volheid. Kom in al U krag. Lei my in U waarheid. Leer my meer van U seun. Ek wil U ken, Here. Ek wil hierdie vrug dra. Ek wil lief hê, omdat die waarheid in my is. Ek wil God dien, omdat die Here self by my is. Ja, ek wil praat uit genade, in waarheid, in oorwinning, omdat U altyd deur met my is. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie. Dankie vir U woord. Dankie vir die waarheid. Dankie vir die Gees wat in ons is. Help ons, o Heilige Gees, dat ons boom U vrug altyd na vore sal bring en U, o Vader, daardeur verheerlik sal word. Ons vra dit in Jesus wondernaam. Amen en amen.